Goeiemôre broers en susters, baie welkom ook by vanoggend se erediens en ook ons ontmoeting met ons Hemelse Vader. Soos elke Sondag is ons hier en ons bestaan ook tot God se eer. Dominee Gawie is vandag in Narragin, waar hy ook die erediens daar lei. En dan net vir die van julle wat klein kindertjies het wat nodig het om die moederskamer te gebruik, die eerste kamer net hierso, die deur daarso. Kan julle gerus gebruik. Daar's 'n skerm en klank. As die klank bietjie sag is, laat weet net die mense daar agter dat hulle dit dan ook vir julle net harder stel. Dan het ons in die week 2 verjaarsdae. Môre verjaar ouma Giel. Ouma Giel het gesê 25, né, môre. Baie geluk met ouma Giel se verjaarsdag en ook dan die 10de Leaney Botha. Ons wens julle ook geluk met julle verjaarsdag en hoop dat die Here vir julle ook sal seën in die nuwe lewensjaar. Nou vir ons as gemeente is vanoggend ook besonder in die sin dat ons vandag 5 jaar by mekaar kom as 'n voltydse bediening van Outreach hier in Clarkson. Nou Outreach bestaan al vir amper 16 jaar en het hoofsaaklik gekonsentreer en gefokus op mense op die platteland wat Dominee Gawie ook uitgereik het daar waar ons by 9 verskillende punte ook 'n erediens hou. Maar so 5 jaar gelede het ons bewus ook geword van 'n klomp mense in die stad wat 'n behoefte in 'n Afrikaans sprekende gemeente het, maar wat nie aanklank vind of 'n tuiste vind by van die ander kerke hier in ons omgewing nie. En het ons toe weer het ons 'n vaste punt hier ook begin. En dis heel eerste ons gemeente, 'n Perth Afrikaanse kerk is eers 'n voltydse bediening van Outreach wat elke Sondag by mekaar kom met al die bedieninge wat deel is van 'n gemeente. Nou ons het baie vinnig gegroei en vinnig het die Perth Afrikaanse kerk die anker geword van Outreach en selfs dit wat ons hier gedoen het en die opnames wat ons gemaak het 'n groot klomp energie in die platteland ook losgemaak. Nou die van julle wat van die begin af by ons was, sal onthou toe ons begin het, was dit net Dominee Gawie wat so van tyd tot tyd vir ons kon uithelp wanneer hy 'n opening in die platteland gehad het en verder het ons dan met aflospredikers gepreek wat vir ons die dienste kom lei het. Ons het net 2 Sondae oor die laai 3 jaar gehad wat ons niemand hierso gehad het nie en so die Here ook voorsien. Ons dank die Here vir 5 wonderlike jare wat ons as kerkwese ook hierso in Perth kan hê. En dit die groei wat hy ook vir ons bewerk het, dat ons vir wat met groot opgewondenheid afwag vir Dominee Marius se koms, wanneer ons ook ons 3de leraar vir die gemeente sal bevestig. Nou ons het gehoop dat vandag nog 'n groter dag sou wees dat ons Dominee Marius ook hier gaan hê en dat ons Dominee Marius sou bevestig, maar nou ja, die Here se plan is 'n bietjie anderste en daarom is vanoggend nou net so 'n bietjie van 'n herinnering waar ons ook dan net sê ons bestaan 5 jaar en ons sê ook die Here daarvoor dankie. En wanneer Dominee Marius dan nou kom, dan gaan ons nou iets baie groots doen en dan gaan ons saam met dit ook 'n groot nuwe mylpaal vier. En wanneer ons ook 'n nuwe bedeling van ons gemeente sal ingaan met 3 leraars ook in ons gemeente. Dus as jy nou vir die eerste keer vanoggend by ons is jy meer as welkom ook die dag saam met ons te geniet. Die van julle wat gereeld by ons is, kom saam en ons gee ook so aan die Here erkenning vir al die wonderlike dinge wat hy ook in die afgelope 5 jaar hier by ons gedoen het. Dan nooi ons julle ook uit na die Paasdiens. Paasreeks, die kaartjie het ons vir ook daar by die deure gegee. Ook as 'n uitvloeisel ook van ons bediening hier. Vir ons voorbidding ook, kom ons bid vir die Here, ons oë sal oopmaak om die wonder en waarde van gemeente wees reg te verstaan, dat ons sal besef om gemeente van Christus te wees is nie 'n bysaak nie, maar die doel van ons identiteit as gelowiges. Ons behoort aan hom en daarom behoort ons ook aan mekaar. Kom ons bid dat die Here se Gees ons sal leer van eenheid, nederigheid en diensbaarheid, tot ons 'n lewende stene opgebou sal word en 'n geestelike huis tot eer van sy naam sal wees en 'n plek waar ons as wat moeg en oorlaai is ook 'n rustige tuiste sal vind. Dat hy ons deur sy genade reeds 5 jaar lank pak as gemeente van Jesus Christus hier in Wes-Australië saamgebind en gedra het. Dit is nie ons verdienste of ons vermoë nie, maar sy vertroue Vaderhand wat ons bewaar en geestelik opbou. Ons het so 'n klein kort videoetjie ook Francine vir ons saamgestel wat so 'n oorblik van die laaste 5 jaar is, wat sy ook nou vir ons sal speel, net om vir die van julle wat nou nog nie lank by ons is, kan herinner wat ons gedoen het en die van julle wat nou nie by ons aangesluit het, ook te sien waarvan ons kom. Dankie Dominee Pieter. Trouble
best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Okay. And when I count the problems that I see, hope looks all but gone. But when I count the ways you're good to me, you got me counting all day long. Oh yeah. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. Hey, I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. And I've got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, Oh, every day is a good day. and you're the reason why. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, Every day is a good day. you're the reason why. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, Hallelujah, I'm blessed. As 'n goeiemôre. Ek het nou die video toe ek dit sien, daar's 'n een foto waar ek en Jan langs mekaar staan. En ek dink toe skielik myself, maar ek en Jan is mos, ek is nie so klein of so groot teenoor Jan nie. Toe onthou ek hy het so sy bene so gebuig dat ek op die foto dan bietjie beter lyk. So dankie Jan, hoor. Ek sal dit onthou. Vandag is die verjaarsdag van die gemeente. Maar ons weet dat 'n gemeente is die Here se. En dis hoekom ons so bymekaar is. En weet julle, ek dink sommer toe ek nou sien, 'n kerk is nie stene nie, dit is mense. En ek het juist Lisel het ook vanoggend dink ek gehoor van Remay, tannie Isabel gaan dit ook nie meer so goed nie. Ons dink aan haar gesondheid. Ons is bly dat Martie vandag hierso is, dat sy verlede Sondag kon hulle nie hier wees nie. Maar ons almal is maar regtig broos, hoor. Ons weet dat as 'n mens gesond is, dan is dit iets waarvoor 'n mens vir die Here kan dankie sê. Maar almal van ons het ook ons versigtinge van ons hart. Doopie het gepraat ook van iemand wat hulle van weet, Annette het gepraat van iemand wat hulle weet. Magiel en Magdal het vir ons in die week vertel van iemand wat hulle weet. So ons ken mense wat weet dat hulle het die Here so nodig. En daarom het ek gedink, kom ons bid net voordat ons hierdie diens begin. Kom ons sit net so, dan bid ons net 'n kort gebed. Onse Vader, ons is in gesprek met U as ons Vader, as ons hier by mekaar is. En Here, soos pas het ons gesê, ons is broos mense. Ons is gebroke mense. Ons is mense wat diep bewus is van hoe afhanklik ons van U is. Maar soos wat U 5 jaar getrou was, ook in hierdie gemeente van U, wil ons U vertrou, Here, vir die toekoms. En ons wil vir hierdie oomblik net sê, Here, dankie vir elkeen wat vandag hier is. Dankie vir elkeen wat vir U ken en wat U liefhet. En dat U ons deur die Gees aan mekaar verbind om so kerk van U te wees. Ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou, ons gaan
toewydingslied sing juis omdat dit vandag gaan oor Jesus. Julle sal nou weer later agterkom, dit gaan oor hom as persoon. Kom ons sit net so en dan sing ons saam hierdie toewydingslied om te sê, Here Jesus, ons is hier in U naam vergader. Here, ons is U gemeente, en in U is ons almal een. Gedring deur U liefde het ons alle mense lief. Ons vind ons vreugde daarin om hier vir U saam te aanbid, getrou vir mekaar om te gee en in eenvoud vir U te lewe. Here, verheerlik U self in en deur ons, sodat verlorenes gered en gebrokenes heel kan word. U voeg hulle by, en saam beywer ons by U koninkryk. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Kom ons staan en sing ons 2 lofliedere wat julle baie goed ken. So
As hy julle kan maar sit. As julle nou nie weet nie, die skerm waarop ek moet kan sien wat julle sien, kan ek nie sien nie. So ek is in die duister na die kant toe, maar dit maak nie saak nie. Dis nou nie die einde nie. Ek kan daarom ten minste saam met julle kyk wat daar staan. So, laat ek nou maar aan die kant by julle kom. Ek wil graag hê dat ons net voordat ons by die skriflesing kom, dat ons kyk in Jesaja 28, waar daar vir die eerste keer gepraat word ook van Jesus as die hoeksteen. Nou, as julle nou Jesaja gaan lees, sal julle sien in daardie spesifieke konteks het dit daaroor gegaan, dat in die eerste plek, en kyk, kom ek gaan dit baie kort vir julle stel, want dit is presies vandag nog dieselfde. Die Noordryk en die Suidryk, Israel is ons op stadium 2 ryke gewees, die Noordryk se hoofstad was Samaria, Suidryk was Jerusalem gewees, en beide het op die ou end van die Here afvallig geword. Nou aanvanklik het die Suidryk gedink, hulle gaan die oordeel van die Here vryspring, want die Here sê vir hulle, en ek dink die beste waarop dit ook beskryf kan word, is dat die Here sê, dit is dit wat ons ook verlede keer gepraat het, dat julle eer my met julle lippe, maar julle harte is ver van my. Met ander woorde, julle lewe vertoon nie wat dit is wanneer iemand 'n kind van God is nie. As jy volk van God is, sou miskien meer korrek wees om dit vir die Israeliete te sê. En dit het die Here so hartseer gemaak, dat hy by 'n punt moes kom om vir sy volk te laat verstaan, so kan julle nie leef nie, en so wil ek ook nie hê dat julle moet leef nie. En hy sê dan, hy gaan die Assiriërs gebruik, om van die noorde, en dis waarom die Suidryk aanvanklik gedink het, hulle is gespaar, vanaf die noorde sal die Assiriërs kom, en hulle sal uiteindelik dan hierdie 2 ryke oorneem, en die Israeliete baie duidelik laat verstaan, hulle is afhanklik van God vir hulle voortbestaan. Maar weet julle wat aangrypend is? In die middel van daai oordeel staan hierdie vers wat ek nou van julle vir julle gaan lees, wat gaan oor die hoeksteen, dat Jesus die hoeksteen is wat sou kom. Ek wil dit net saam met julle lees, daarom in vers 16. So sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n klip as fondament, 'n getoetste klip, 'n kosbare hoeksteen, 'n stewige fondament. Wie glo, sal nie paniekerig vlug of in verwarring wees nie. Nou, voordat ek nou net verder gaan, want dis nie al wat ek vir julle wil lees nie. Julle moet onthou, dit het nou ook vooruitgewys na Jesus wat sou kom. Dit is 'n messiaanse belofte wat die Here aan sy volk gemaak het hierso. Ons weet natuurlik vandag dat hierdie hoeksteen is niemand anderste as Jesus self nie. Nou ek het dit vir julle uit die direkte vertaling daar neergesit, dat julle daai verskillende woorde kan sien. Kyk net hoe word Jesus beskryf in Jesaja 28, 'n getoetste klip. Daar was niemand nog ooit in die geskiedenis van die wêreld wat getoets is soos Jesus self nie. Ons weet dat sy hele lewe op aarde was 'n toets gewees, veral in die einde, toe uiteindelik almal hom verwerp het, en uiteindelik sy eie volk verag is en verwerp is, en hoe hy uiteindelik aan 'n kruis gesterf het vir ons sonde. Ons gaan nou 'n Paasfees binne, wat ons kan dink dat dit alles te doen met dat hierdie klip moes die toets deurstaan, om deur dit alles getrou aan sy Vader te bly, en nie sonde te doen nie. 'n Kosbare hoeksteen. Nou daai gedeelte is waarby Petrus gaan aansluit wat ons vandag gaan lees. 'n Kosbare hoeksteen. Ek gaan nie nou veel meer sê oor 'n hoeksteen nie, want ons kom nou net daarby. 'n Stewige gegronde fondament. Nou almal weet 'n fondament is waarop iets gebou moet word. En ons weet natuurlik, dit is ons wat vandag hier is alreeds in die vooruitsig van hierdie profesie van Jesaja 28, want ons sal op hierdie fondasie gebou word. Maar kyk dit hoe mooi staan dit daarso, dat die direkte vertaling sê, jy sal nie paniekerig hoef te vlug nie, jy sal nie meer in verwarring hoef te wees. En dit beteken jou hele lewe sal tot kan rus kom in die Here self. En dan staan daar so in vers 17, en ek sal die reg tot 'n meetlyn maak. Nou ek wil hê julle moet hierdie woorde onthou, want dit gaan nou later belangrik word. Ek sal die reg
tot 'n meetlyn maak en geregtigheid tot 'n skietloot, en haal sal die skuilplek van leuns wegvee en water sal die wegkruipplek oorstroom. En wat die Here met ander woorde hier sê, is dat as hierdie hoeksteen gelê is, sal daar nie plek wees vir enige valsheid meer nie. Dit sal presies duidelik wees wat is reg en wat is verkeerd. En dit is nou waarby ons gaan kom. Maar terwyl ons so sit, Louis Brits het daardie gesang op vaste fondamente vir ons verwoord. Kom ons sit so, en ek wil hê julle moet let op die woorde wat julle gaan sing, want dit is belangrik ook met die oog op die boodskap wat volg. Kom ons sit so, dan sing ons dit saam. Vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. Die koning van die hemel, hy skep die woord en gees, verloren is op aarde, dat hou sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood, die beker, hy gee die heilige doop, om hulle te verseker, ek het jou dier gekoop. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, o ja, hy is, ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, o ja, hy is, ja, hy is God. O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet, al pynig ons die smarte, al martel ons die leed, die kruis van ons verlosser, sluit vergesigte oop, in 'n verwarde wêreld, bring dit weer vaste hoop. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, o ja, hy is, ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, o ja, hy is, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, o ja, hy is, ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, o ja, hy is, Goed, kom ons bid saam. Onse Vader, elkeen van ons wat hier is u kind. Ons het tot geloof gekom en daarom het ons gekom om te groei in daardie geloof. Here, u is die een wat deur u Gees vir ons begelei
U is die een wat u woord vir ons openbaar. U is die een wat vir ons leer en onderrig om vir u te lewe. Dit mag vanoggend nie anders wees nie. Dit is wat ons bid met ons hele hart. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Fransien, sal jy dit vir ons aanskryf? Dan gaan ek dit sommer maar hier voor uit die Bybel uit vir ons lees. Nou, hierdie gedeelte in 1 Petrus 1, net die eerste 10 verse, is, ek moet vir julle sê, toe ek die afgelope week snap wat hier staan, was dit een van die grootste stukke troos wat ek in 'n lang tyd in my lewe beleef het. En ek sal vir julle vertel waarom, en ek hoop daarom dat julle dit ook nie sal vergeet as julle weer eendag hierdie gedeelte dalk self lees nie. Kom ons, julle kan net so volg daar op die skerm. Petrus sê, hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur mense afgekeer is, maar deur God vir 'n ereplek uitverkies is. En laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. En daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Nou julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel, en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. En so het God dit ook vir hulle bestem. Maar julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. En dan gaan hy nou weer in die gedeelte net na hierdie, gaan hy voort om te sê, maar gedra nou vir julle. Maar voordat ons by dit kom, weet julle, ek gaan nou vir julle sê hoekom dit vir my so groot troos was om dit te besef. Al die jare wat ek 'n kind van die Here is en in verskeie gemeentes was, het sy saam met my ouers en later ek en Lisel saam en later saam met ons kinders. Kan ek nou in alle eerlikheid vir julle sê dat in al daardie gemeentes, want onthou nou vandag gaan dit nou oor hierdie gemeente van Jesus waarin ons is. In al daardie gemeentes het ek seer gekry. En nou moet julle nou nie dink dit is dat ek soort van, kom ons sê, my verlekker in seer nie, dit is nie dit nie. Die feit is net, verhoudinge is altyd moeilik. Het is nie maklik nie. 'n Kerk bestaan, 'n gemeente bestaan uit mense uit. En nie almal in die gemeente, soos ons self, is al volmaak nie. En baie keer het ons hierdie verkeerde prentjie, en ek ook, dat as 'n mens kyk na enige gemeente, dan dink ons aan 'n gemeente as 'n heilige plek, waar mense volkome toegewy aan die Here is, en waar almal soort van perfek is, en dit is nie so nie. En weet julle, ek het toe nou lank gesoek na 'n prentjie om dit presies wat Petrus vir ons sê uit te beeld, en ek wil net eers die prentjie vir julle wys, net dit. Ek wil vir julle vra, kyk mooi na daai prentjie. Want dit wat daar uitgebeeld word, is wat Petrus vir ons verwoord
Maar ek wil hê julle moet sien, die hoeksteen. Ons julle weet nou al, dit is Jesus, né? Maar wat julle moet verstaan is dat om volk van God te wees, om gelowiges te wees, deel van 'n geloofsgemeenskap, beteken dat almal van ons is onder konstruksie. Die beeld van dat die kerk 'n voltooide gebou is nie 'n Bybelse beeld nie. Die tempel is in wording, dis in proses. En trouwens, dit is waar van al die ander beelde ook wat Paulus gebruik. Kom ons vat byvoorbeeld, Paulus het gesê, die gemeente is die liggaam van Christus, soos 'n menslike liggaam. Hy het daai voorbeeld gebruik. Daar is hande, daar's voete. En die een lidmaat kan nie sê vir die ander een, of lid, seker lidmaat nie. Die een lid, die hand, kan nie vir die voet sê, hy is belangriker as die voet nie, en ook nie die oog nie, oor nie. Almal het 'n bepaalde funksie. Maar daai funksies groei vanuit Jesus as die hoof. Hy is die een wat uiteindelik finaal jou en my funksie bepaal binne die geloofsgemeenskap. Hy is die een wat ook, as 'n mens nou dink in die beeld van dat ons is die bruid en Jesus is die bruidegom wat op pad is, dan beteken dit ons is voortdurend besig om gereed te wees. Dit is die beeld wat gebruik word veral met die wederkoms. Jy moet gereed wees wanneer die Here kom. Jy moet dit verwag enige oomblik, soos 'n bruid verwag dat daar bruidegom gaan kom. Maar weer eens, jy maak gereed. Dis 'n proses. Dis nie afgehandel dat ons gereed is nie. Ons is in proses om gereed te word om die Here te ontvang. Maar weet julle, dis nie net waar van 'n geloofsgemeenskap nie. Jesus is die hoeksteen nie net van hierdie gemeente van hom nie. Hy is die hoeksteen van ons lewens. Hy is die hoeksteen van my huwelik. Hy is die hoeksteen van my gesin. En as julle nou kyk na daai hoeksteen, weet julle wat was die gebruik van 'n hoeksteen in daardie tyd? Partykeer word daar verkeerdelik verwys dat hierdie hoeksteen is die sluitsteen. Nee, hy is nie. Hy is die hoeksteen. En dis hoekom ek vir julle gesê het, let op wat in Jesaja mooi staan, dat die Here sê, ek sal hierdie hoeksteen as 'n meetsnoer en as 'n rigsnoer gebruik. Nou, daai hoeksteen is hy moes die mees reguit gekapte steen wees, wat sterk genoeg sou wees om letterlik die struktuur van die gebou op daai hoek te kan dra. Want die mure sou in lyn met die hoeksteen gebou moes word, in lyn nie net langs hom nie, maar ook bo hom. En dit is so belangrik dat ons hierdie eenvoud van hierdie ding verstaan. Dit beteken dat ons moet in lyn kom met die hoeksteen in ons lewe. Ook as 'n gemeente, as ons nie in lyn met die hoeksteen is nie, gaan ons dit nie maak nie. Nou, ek wil net hê julle moet nou daai ding dat dit ons is onder konstruksie, onthou dit nou. Né? En dan in vers 6 sê Petrus dan, daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoeksteen uitverkies vir die ereplek. Ons gaan net toe terugkom na die ereplek toe. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. En hier is die troos. Dis die troos. Here, U sal die werk voltooi wat U begin het, hoe stikkend en gebroken ons ook al is. U gaan kap en U gaan vir ons maak dat ons in lyn kan kom met wie Jesus is. En ek sal nou vir julle presies sê wat dit beteken. So as ons nou begin, ek wil nou graag begin met hierdie hoeksteen. En die eerste ding is wat Petrus sê, kom na hom toe, né? Nou, dit is, as daar nou, die gemeente is 'n konstruksieterrein, maar buite die konstruksieterrein is daar 'n bordjie, en daai bordjie staan daar 3 dinge. Die eerste wat die bordjie sê, kom, jy's welkom, jy kan kom, en ons gaan nou sien, jy kan nie net kom nie, daar gaan iets gebeur met jou. Hy stel dit so, hy sê, kom na hom toe die lewende steen,
wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir 'n ereplek uitverkies is. Julle sal sien, hy gaan elke keer terugkom na hierdie ereplek toe. En ons gaan net nou sien hoekom is dit so belangrik. Want menslik gesproke het Jesus, as 'n mens nou gaan dink in die fariseërs en die skrifgeleerdes en die wetgeleerdes, waarom was Jesus nie vir hulle aanvaarbaar gewees nie? Weet julle hoekom? Omdat hulle die hoeksteen wou wees van die volk van God. Hulle het hulle self gesien as die hoeksteen, wat vir ander mense kan sê, so en nie so nie. En daarom toe Jesus as die Seun van God kom, en om met daardie gesag, mettertyd soos wat hy dit aan openbaar het, kon hulle dit nie hanteer nie. Want daar kan nie 'n ander hoeksteen wees as hulle self nie. Hulle is die riglyn, hulle is die skietlood, waarop God uiteindelik sy volk sal bou. Nie Jesus nie. Maar God het Jesus gekies. Wat ek wil hê julle moet verstaan is dat Jesus is nie die klip nie, hy's 'n persoon. As jy na hom toe kom, sê Petrus, dan gaan iets gebeur met jou. Jy kom in hierdie konstruksieterrein in, dis maar redelik soos die Engelse sê, messy. Dit is maar deur mekaar. Enige iemand wat met konstruksie te doen het, sal weet, wanneer iets in opbou is, hulle het in Australië nogal reëls om tralies op te sit en dit so mooi moontlik te probeer maak, maar die feit is, daar waar konstruksie plaasvind, as 'n huis gebou word, is dit maar blikke wat rond lê. Dit is halfgeboude mure. Dit is messy. En dit gee vir my die troos, dat waar ek altyd sê, Here, waarom is dit so? Waarom het ek al hierdie seer en al hierdie verskillende gemeentes beleef? Skielik begin ek verstaan, dat die Here is besig. Dit is nie 'n voltooide proses nie. As jy die volkome gemeente soek, gaan jy hom nie hier kry nie. Want almal is maar stikkend. Kom na die Here toe, en nou gaan jy sal sien nou die tweede ding wat hy vir ons sê is, word ingebou. Nou, hierdie is die proses. Die Griekse woorde wat hier gebruik word is in proses. Jesus is 'n lewende steen, maar jy sal sien, hy sê nou ook, laat julle nou ook as lewende stene inbou. Met ander woorde, ja, Jesus is die hoeksteen, hy is die lewende hoeksteen, maar julle is die lewende stene, laat julle as lewende stene opbou, of inbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees, en geestelike offers te bring, wat deur Jesus vir God welgevallig is. Waarom deur Jesus? Waarom net deur Jesus? Omdat hy is die een wat bepaal wat reg is. En almal van ons is in lyn met hom. Weet julle, dit is vir my, ek is so bly dat dit is, 'n dominee of wie ook al in die kerk is nie die hoeksteen nie. As julle lewe in lyn met my lewe moet kom, dan is dit maar regtig 'n gebrekkige lewe, hoor, ek kan dit vir julle sê, vra vir julle self, vra my kinders, daar is nie 'n manier wat ek die hoeksteen kan wees nie. Maar ek streef daarna om daardie hoeksteen te wees. Ek wil graag ook soos die hoeksteen wees. Kan ek gou vir julle sê, die sirkel van genade, as julle so vra, wat beteken dit om 'n priesterdom te wees en hierdie offers vir die Here te bring? Wat is hierdie geestelike offers wat die Here vir ons soek? Ons bring ons nou nie meer diereoffers soos in die Ou Testament nie. Wat is die offer wat die Here soek, dink julle? Dis jou lewe. Dis jou hele lewe. Kan ek dit vir julle prakties maak? As jy priester, julle is priesters, ek is nie die priester nie, julle is die priesters. Julle is die priesterdom. Julle moet lief hê soos God lief het. Julle moet vergewe soos God vergewe. En julle moet nederig wees soos Jesus nederig is. En julle moet versoen deur vrede te maak soos Jesus vrede gemaak het. Nie tussen God en mens nie, maar tussen mens en mens. En dit is wat ons in lyn moet bring met Jesus. Toe Calvin gesê het, daar's 3 eienskappe van die ware kerk. Hy het gesê,
en ek het dit al vorige keer vir julle maar ek dink ek het al 3 genoem nie. Hy het gesê die suiwer verkondiging van die woord is 'n teken van die ware kerk. Hy het gesê die feit dat ons die sakramente bedien, die nagmaal en die doop, dis 'n teken van die ware kerk. Hy het gesê die feit dat ons wel ook mense in liefde tug, okay, as 'n mens dit nou reg verstaan, gaan daaroor om vir iemand anders te sê jy moet regtig ook jou lewe in lyn met Jesus bring. Dis die teken van die ware kerk. Maar weet julle, wat sou dit beteken as Jesus nie die hoeksteen van al 3 hierdie goed is nie? En daarom gaan ek bietjie verder gaan as Calvin. Ek sal sê ja, daai 3 goed beteken niks. Nie een van daai 3 goed. Jy kan sakramente bedien, jy kan die woord bedien, jy kan uiteindelik ook tug toepas en vir mekaar sê wat's reg en wat's verkeerd, maar as dit nie in lyn met Jesus is nie, beteken dit niks nie. Hierdie gemeente se bestaan, se voortbestaan is op Jesus gegrond en die word deur hom alleen bepaal vir jou en vir my lewe. Maar julle moet nie hier dink dat die Here praat, Petrus praat nie hier met die gemeente as 'n groep mense en sê julle nie, hy praat van elkeen van julle wat 'n priesterdom is, wat nou deel van die volk van God is. En dan by die 3de plek, kom ons gaan gou. Julle gaan nou deel in sy eer. Jo, ek sê vir julle, dit verstaan julle nie. Ek ook nie. Maar ek gaan nou probeer om vir julle te probeer sê. Julle moet onthou dat Jesus is verwerp. Sy eie volksgenote het hom verwerp. Sy eie disippels het later van hom weggevlug. Maar God het hom 'n ereplek gegee. Hy het hom die naam gegee wat bo alle name is, soos beskryf Paulus dit. Hy het hom die naam gegee waarvoor elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Die ereplek wat Jesus het, is die feit dat as jy op hom gerig is en jy's op hom gebou en ingemessel by hom, dan deel jy in sy eer by die Vader. Ek sê nou vir julle, ons verstaan dit nie, hoor. Daar's nie 'n manier wat ons met ons verstand, eendag as ons in die hemel kom en in die heerlikheid gaan wees, gaan ons iets van dit beter verstaan as nou. Dieselfde eer wat Jesus as die Seun van God by die Vader het, is die eer wat jy en ek in erfenis sal ontvang. En ons deel nou reeds in daardie eer saam met hom. Nou, ek wil graag nou net by die volgende, dat ek net sien, waar trek ons nou? O ja, ek wil net, kom ons kyk net gou na daai teks. Daarom staan daar in die skrif, kyk ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo sal nooit teleurgestel wees nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Nou, daar praat Petrus van die teenwoordige tyd. Ons deel vandag in die eer van Jesus, dat ons, soos wat hy reg voor God is, so is ons ook nou in sy geregtigheid reg voor die Here. Dis 'n voorreg, soos ek vir julle sê, wat ons nie ten volle begryp of verstaan nie op hierdie aarde nie, maar eendag sal julle dit kan verstaan. Ek wil nou graag kom by die moeilikste. Hierdie het ek al 'n vorige keer vir julle gesê, Petrus wys weer daarop. Daar's net een wyse waarop jy ingebou kan word. En dis deur jou geloof. Want jou geloof is met geen verdienste nie, dis blote aanvaarding vir alles wat die Here vir jou gedoen het. Uit genade alleen, deur geloof alleen, in Jesus alleen, is waarop dit neerkom. Petrus beskryf dit so, maar die wat nie glo nie, geld die woorde die klip wat deur die menslike, dis nou die menslike bouers afgekeer is juist die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. En kyk hy laaste sinnetjie, so het God dit ook vir hulle bestem. Nou moet julle onthou, dit is nie omdat die Here met ander woorde dit so wil nie, dit is net wie na die lig toe kom, is die wat gered is. Die wat kies om nie na die lig toe te kom nie, is reeds veroordeel, omdat hulle self besluit het om nie na die lig te kom nie.
As jou lewe nie ingebou word op Jesus nie, is dit jou keuse. Jy hoef nie ingebou te word as jy nie wil nie. Die Here gaan jou nie dwing om ingebou te word nie, maar in 'n geloofsgemeenskap gebeur daar iets. Ons is veronderstel om vir mekaar om te gee, en as ek vir jou omgee, gaan ek alles in my vermoë doen om vir jou in lyn met Jesus te bring. En ek gaan nou vir julle sê wat dit beteken, hoor. Dis ongelukkig nie 'n maklike ding wat voor lê nie. Daar's 'n moeilike ding en ek het dit juis gelos. Petrus het daarmee begin, maar ek gaan daarna terugkom op die einde. Ingebou beteken dat dit het ek nou reeds al iets vir julle gesê. Julle het 'n nuwe identiteit. Hy stel dit so, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Nou, dit is primêr die bestaan van hierdie gemeente en van alle gemeentes oor die hele wêreld. Dit is wat die Here wil hê moet deur Outreach gebeur. En weet julle wat vir my so, ek kom uit 'n geskiedenis uit waar ek self deel van daai prosesse was. Hoeveel keer word daar deur die leierskap van gemeentes gesê, ons moet nou 'n retreat gaan om te hoor wat die Here wil hê ons moet vir hom doen. Ek kan nie verstaan eintlik hoekom ons dit doen nie, want die Here maak dit tog duidelik wat ons moet doen. Hy wil hê ons moet hierdie evangelie, hierdie liefde vir Jesus begin leef. Hy wil hê ons moet dit uiteindelik ook vir ander mense kan vertel dat hy liefde is en dat hy ook deel van hulle lewe wees. Maar nou kom ek by die moeilikste ene. Ek wil graag hê julle moet nou. En weet julle, ek raak al hoe meer in my lewe oortuig dat ek het vir myself begin afvra, waarom is dit dat mense dit moeilik vind om lief te hê? Ek self. Waarom vind ek dit moeilik om te vergewe? Waarom vind ek dit moeilik om uiteindelik ook diensbaar te wees, my gawes te gebruik om ander mense te bedien? En waarom vind ek dit moeilik om vrede te maak? Hoekom dink julle so? As jy nie nederig is nie, gaan jy dit moeilik vind. En wat ek agtergekom het, as 'n mens mooi gaan kyk na wat Petrus skryf, en Paulus sê dit op baie ander plekke, ook in Filippense en Kolossense. Ons gaan moet begin verstaan, as die Here jou slyp, jou hoeke afkap, wat krom en skeef is, wat nie in lyn met Jesus is nie, het dit alles te doen om jou te leer om nederig te wees. Dat terwyl ek worstel met liefdeloosheid in my hart, moet ek begin leer lief hê. Hierso, binne my gesin, en binne my huwelik met my vrou. Dit is juist die uitdaging, né? Weet julle wat interessant is? Gaan kyk net hoe dat die Bybelskrywers, ek praat nou spesifiek van Petrus en Paulus, ook as hulle onder andere oor die huwelik praat. Wat maak dat 'n man en vrou mekaar moet lief hê? Uit eerbied vir Jesus, vir Christus, moet julle 'n man en 'n vrou aan mekaar onderdanig wees. Nie net julle moet mekaar lief hê nie. Nee, uit eerbied vir Jesus moet julle mekaar lief hê. Uit eerbied vir Jesus moet 'n kind sy ouer respekteer en 'n ouer sy kind in liefde ook groot maak. Uit eerbied vir Jesus. Dis waaroor dit gaan. Nou, hoe hy dit stel, en nou is ek terug by die begin om dit nou vir julle te sê, wat beteken dit prakties? Hou op. Hou op. Om in lyn met Jesus te kom beteken, hou op. Jy moet weet dat gedrag wat ek nou noem, is nie in lyn met Jesus nie. Kwaad word, alle vorme van bedrog, hygelary, jaloesie en kwaadpratery. Maar dis nie 'n volledige lys nie, hoor. Petrus het hier in gedagte dat julle gelowiges weet wat ek bedoel met al hierdie goed. Skinder is nie in lyn met Jesus nie. Ongeduld met mekaar is nie in lyn met Jesus nie.
En so kan ek aangaan, ek kan daai lysie baie lank maak, maar die feit is net, praktiese optrede teenoor mekaar, het sy binne gesin, huwelik of in die gemeente, is wat wys of ek en jy werklik op die hoeksteen gebou is. Die tweede ding, dit beteken, en dis waarom, solank as wat die Here vir ons die genade en die krag daartoe gee, gaan ons vir mekaar begin leer wat dit beteken om te groei in ons geloof. Petrus sê, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid kan verkry. En dis waarom ek die Here so dankbaar is, ons gemeente, die 3 dinge waarop ons fokus, net 3 goed. Ons moet mekaar kan versorg, om op die hoeksteen te bly, ons moet mekaar help om te groei, om in die hoeksteen te bly, en die derde is dat ons moet mekaar help, om uiteindelik ook 'n nuwe lewe te leef, vir Jesus dan in die wêreld. En dan die motivering. Die motivering. Petrus sê, hoekom? Hoekom sal julle dit doen? Hoekom sal julle ophou om daai dinge te doen? Omdat julle weet dat die Here goed is. Die Here is goed. Ek is baie getroos deur die feit dat ek weet vandag, dat nie net ek self nie, maar ook julle, is saam op pad. Ons is op die Here se konstruksieterrein. Maar ek dank God, daar's 'n bouer, Jesus self, wat besig is om op ons te bou. En ek wil hom vertrou, dat nie een van julle uiteindelik nie net verlore sal gaan nie, maar dat julle heel sal word, en dat julle sal groei in julle geloof, al hoe sterker sal word, om te wees wie hy wil hê julle moet wees. En dan, ek het nou gedink, daar's 'n ander prentjie, maar ek wou teruggegaan dit na die konstruksieprentjie toe net, om vir julle te sê, onthou net, moenie moedeloos wees, as jy self nog nie volkome daar is, waar jy behoort te wees nie. Die Here is lief vir jou, en hy gaan vir jou vorm en vir jou bou, totdat jy die werk, soos wat Paulus dit ook self beskryf, hy sal die werk wat hy in jou begin het, in my begin het, sal hy voltooi. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Onse Vader, ons buig laag voor U vandag in dankbaarheid, dat vir 5 jaar al, kon ons by wyse van hoe ons gegroepeer is hier in Perth Afrikaanse Kerk by mekaar kom. Jan het gepraat van reeds 18 jaar al, wat ongeveer die outreach bediening al is, waar ons uitreik na die ander bedieningspunte. Maar saam, Here, is ons U gemeente. Ons is U priesterdom, wat vir U afgesonder is, wat U verlossingsdade verkondig, omdat ons weet dat, en ondervind het, dat U goed is. Al wat ons kan doen is, om aan U die eer te gee. Dankie dat ons mag deel in die eer van Jesus, en dit is om waardig te wees voor U as Vader. Leer vir ons hierdie nederigheid, sodat ons in staat sal wees, om die genade wat ons van U ontvang, deur te gee na ander mense wat dit so nodig het. Ja, Here, leer vir my om lief te hê, leer vir my om te vergewe, leer vir my om nederig te wees, leer vir my om vrede te maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, daar's geleentheid vir ons offergawe.
Onse Vader, omdat ons aan U behoort, na liggaam, na siel, na gees, met alles wat ons het, dien ons U, eer ons U. En hierdie sal elke Sondag die simbool wees dat ons totale lewe aan U behoort. In Jesus naam, amen. Net soms so voor ons die laaste lied as 'n gebed sing, daar is nie kategese vandag nou nie, omdat dit ons gemeente verjaarsdag is, maar ek wil ook sê dat, en weet julle, daar is nou, ons kom agter mense wat kleiner kinders het, as bloot net, ons ouderdomsgroepe begin by 7, ons wil hê dat as gevolg van die Tyd met Jesus program, jy kan met jou kind begin praat, maak nie saak van watter ouderdom af nie. En daarom gaan ons die groepe ook groter maak, om te sê, vanaf die ouderdom van 4, 5 jaar, wat jou kind alreeds 'n storie kan begin leer en verwoord, gebruik dit om daardie verhale vir jou kind te leer, en dan ook gaan ons dan, soos ek sê, die finale jaar, die senior groep, gaan ons dan net 1 jaar oorskuif, so hulle sal nou wees vanaf 10 tot en met 14 jaar, sodat ons meer kinders kan probeer kry om deel te vorm van hierdie Tyd met Jesus program wat ons het. En dan moet julle asseblief nie vergeet nie, oor 2 Sondae van nou af, gaan ons die eerste Bybel vasvra hê. Want dit is nou die uitdaging om te sê, kan ons regtig die Bybel leer ken in al die verskillende verhale en gebeure, en kan ons name ten minste kan begin leer onthou, weet wie was Noag, wie was Moses, wie was Samson, wie was Gideon, en dat julle, maar julle hoef nou nie die hele Bybel te ken nie, al wat ons van julle vra op die nuusbrief, is al die lessies vir die seniors en die juniors, en ek wil graag hê dat die gemeente, ons gaan die seniors ek praat, ons senior lidmate gaan 1 groep wees, die kinders gaan 1 groep wees, en die ouers gaan 1 groep wees, op die gemeente. En dan kyk ons, wie ken die Bybel die beste? Dit gaan ons net so oor 2 Sondae van nou, of net so na die diens doen. Julle mag nie koek en tee gaan kry, voordat julle nou nie daai vrae geantwoord het nie, hoor. So, ons wil net eers sien of julle die Bybel ken, en dan gaan ons verder. Want dit is ons oogpunt en ons doelwit waarvoor ons die Here vertrou. Goed, kom ons staan en ons sing ons hierdie mooi gebed, en maak dit ook die gebed van jou eie hart. Ons glo in U alleen, saamgebring deur U woord, versamel deur U Gees, beskerm en versorg. Jesus is die Heer, aan U kom toe die eer, heerlikheid en ewigheid. Jesus Christus is die Heer. Ons glo, versoen deur U, tot een beker en brood, deur een doop gedoop, en ons bely U naam. Jesus is die Heer, aan U kom toe die eer, heerlikheid
sal U daarin volg. Jesus is die Heer, aan U kom toe die eer, heerlijkheid en ewigheid. Jesus Christus is die Heer. Ons glo, geroep deur U, selfs in weerstand en stryd, om U alleen as Heer te leef en te bely. Jesus is die Heer, aan U kom toe die eer, heerlijkheid en ewigheid. Jesus Christus is die Heer. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.